Met ons skriflesing is vanmôre uit die Evangelie volgens Johannes. Ons gaan lees in hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 10. Johannes hoofstuk 3, ons gaan lees vanaf vers 1. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Almagtige God en hemelse Vader, U wat in die hemel woon, U wat die ewige God is, die alwyse God, dis voor U wat ons ook vanmôre in hierdie erediens kom buig, want ons het ook hier gekom, Here, om te aanbid. Ons wil soos die Grieke vir Filippus gesê het, ons wil Jesus baie graag sien. Dat ons ook in hierdie erediens hier by mekaar gekom het, Here, want ons wil hom sien, ons wil U sien. En ons weet hoe Jesaja vir U aanskou het op die troon, die hoë en verhewe troon, die heilige God gesien het hy soos 'n dooie geword en het uitgeroep en gesê, wee my, want ek is 'n man van onrein lippe en woon tussen 'n volk van onrein lippe. En daarom weet ons, Here, as ons in U teenwoordigheid inkom, dan staan ons voor die heilige en die ewige God. Maar dat ons weet, Here, dat U ook vir ons verlig. En dat ons ook vir U kan dank vir die bloed van die Here Jesus, wat was en wat reinig, wat dit moontlik maak dat ons voor U kan staan en na U toe kan kom, dat ons die heiligdom kan betree, in U teenwoordigheid kan kom, in Sy naam. En ons dank U, Here, dat ons ook U woord het om vir ons meer te leer van U. En ons gebed is dat U vir ons sal voed. U wat ook gesê het dat ons sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Daarom bid ons, Here, dat U ook deur die Gees hier met ons sal wees. Ons bid vir baie wat op die paaie is, wat ook miskien volgende week op die paaie sal wees, die ook met elkeen sal wees. Ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat al moedeloos is van pyn en van ongemak, van moeilike omstandighede, dat U met hulle sal wees, Heer, hulle wat arm is, hulle wat swaar kry. Ons dink aan die Christendom oor die wêreld, soveel plekke waar die Christene vervolg word terwille van hulle geloof. Dat U ook vir hulle krag en genade sal gee in moeilike omstandighede. Dankie dat ons weet dat U ook daarin getrou is. Wees dan vanmôre hier met ons, Here. Ons vra dit om U naams ontwil. Amen. Johannes hoofstuk 3 vanaf vers 1. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God af gekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Ons lees net tot sover die woord van die Here. O gemeente, die afgelope paar Sondae het ons 'n bietjie gekyk na individue wat 'n ontmoeting met Jesus gehad het. Ons sien in die Bybel dat God werk met individue. Hy werk met nasies, hy werk met groepe, maar ook met individue.
Mense met name soos jy en ek, soos 'n Matteus, die tollenaar. Soos Saggeus, die hoof van die tollenaars. En verskillende mense, ook sy disippels, Petrus, Johannes, Jakobus, vir wie hy almal by die naam geroep het en gesê het, volg my. En ons sien in al hierdie mense se lewens dat daar 'n paar basiese beginsels is wat dieselfde bly in die redding en in die roeping van mense. Maar dat die Here ook elke mens op 'n besondere, unieke manier roep. As ons almal nie soos Paulus tot bekering gekom het, dan beteken dit nie dat jy nie tot bekering gekom het nie. Hy is op 'n unieke manier geroep. Matteus is op 'n unieke manier geroep. Saggeus. En vanmôre sien ons dan die weergawe en die gesprek met Nikodemus. Hoe die Here met hierdie man gepraat het en nie met almal. Begin hy en eindig hy op dieselfde manier nie. Daarom gaan ons 'n bietjie kyk na hierdie ontmoeting met Nikodemus en ook die resultaat daarvan. Ons sien in vers 1 dat Johannes sê en daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, die owerste van die Jode. As 'n mens die Johannes Evangelie lees, dan is een van die groot beginsels van Johannes as hy skrywe in hierdie evangelie, is om vir mense te verduidelik en te sê dat Jesus is die seun van God. Hy is die verlosser van die wêreld, sodat hulle moet glo. Hy sê dit aan die einde in hoofstuk 21, ek skryf al hierdie dinge, sodat julle moet weet dat Jesus die Christus is, dat hy die seun van God is en dat julle deur te glo die lewe kan hê. En in elke hoofstuk is dit sy fokuspunt. En daarom hierdie gesprek ook. Ons sien hierdie gesprek sluit eintlik direk aan by die einde van hoofstuk 2 vers 24 en 25 wat sê nadat Jesus wonderwerke gedoen het, was daar baie mense wat gesê het of dit het oënskynlik gelyk of hulle geglo het of hulle belang gestel het in Jesus. Maar daar's 'n paar belangrike dinge wat in daai verse ook staan, dat daar staan dat Jesus sê dat hy homself nie aan daai mense kon toevertrou nie. Want Johannes voeg by, want hy het geweet wat in hulle harte is. Dat die mense het geloof gehad, maar nie saligmakende geloof nie. 'n Uiterlike belangstelling in die godsdiens, maar geen hartsgeloof en verander nie. Hulle het hulle nie werklik oorgegee aan die Here Jesus as sy verlosser en hulle Here nie. Hulle het nie soos Matteus opgestaan en hom gevolg nie. Hulle hart was nie daarin gewees nie. Dit was oppervlakkig en dit was tydelik. Hier is 'n man, Nikodemus. Hy het 'n interessante naam. Alhoewel hy 'n Jood was, is dit 'n Griekse naam. Wat beteken oorwinnaar. En hy was 'n Fariseer. Ons het nou in die lees dit dikwels in die Nuwe Testament, ons het dit nou al gesien, hierdie twee groot groepe, die Fariseërs en die tollenaars. Kry nog die Sadduseërs ook. Maar hy was deel van die Fariseërsgroep. Nou hulle is 'n groep wat ontstaan het tydens die Makkabeese tyd. Dit was 'n tyd tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Daar was 'n 400 jaar tyd amper van stilte gewees. Geen profeet het amper in daai tyd opgetree nie. Daar was baie politieke woelinge gewees. En in daardie tyd het verskillende groepe ontstaan en ook die Fariseërgroep, hierdie godsdienstige mense. En hulle was hiperwetties gewees. Hulle het allerhande mondelinge en skriftelike wette gehad. Maar hulle het ook met al hulle foute ook 'n paar belangrike mense was ook deel van hulle, soos Gamaliel. Ons lees van Paulus, hy het geleer aan die voete van Gamaliel. Was een van die groot leraars van die Fariseërs. Ons weet in die kerkgeskiedenis kry mens 'n groot werk van Josefus, 'n geskiedkundige werk wat baie feite bevat. Hy was ook 'n Fariseër gewees. Maar hulle het een groot probleem gehad. Hulle het die godsdiens veruiterlik.
Hulle was die absolute voorbeeld van 'n vorm godsdiens met geen krag en geen lewe nie. En met al hulle godsdiens kan mens eintlik sê, hulle was nie nader aan die koninkryk as die ergste sondaar nie. En die ergste van dit was dat jy hulle ook nie daarvan kon oortuig nie. Hulle het 'n klomp bizarre wette gehad. Hulle sê omtrent 600 van hulle wette, buiten die 10 gebooie en al daardie dinge, goed wat hulle bygevoeg het. Soos byvoorbeeld 'n vrou wat nie op 'n Sabbatdag in die spieël mag kyk nie, want dan kan sy miskien 'n grys haar sien, né? En dan in die versoeking wees om daardie grys haar uit te trek. En dan sou dit 'n werk wees. En die Sabbat sê jy mag nie werk nie. En sulke bizarre wette het hulle geskep en hulle het gedink hoe meer nougeset hulle dit onderhou, hoe heiliger hulle is en hoe nader hulle aan God is. Hulle was so besig met hierdie wettiese dinge dat selfs toe Jesus gekom het as die Messias, hulle hom nie raak gesien het nie. En Nikodemus was deel van hierdie party. Ongelooflik besig met onbenullighede. Is gewoonlik in godsdiens, as jy 'n uiterlike godsdiensvorm het in jou lewe, jy's so besig met 'n klomp uiterlike onbenullighede. En so was hy. En een nag, sê vers 2, het hy na Jesus toe gekom. En vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wonderwerke doen wat u doen as God nie by hom is nie. Hy was 'n belangrike man onder sy eie mense, 'n regeerder, en hy kom in die nag. Verskillende redes daarvoor, miskien het hy gekom omdat hulle almal besig was deur die dag en hard gewerk het. Of 'n ander rede dat hy in die nag gekom het, want hy wou nie gehad het ander mense moes hom sien nie. Hierdie stuk hoogmoed en trots in hom, is te bang ander mense sien hom as hy na Jesus toe kom. Die meeste van die fariseërs het niks gehou van Jesus nie, so hy kom in die nag, niemand hom sien nie. Maar tog is die belangrike ding van hom. Hy kom na Jesus toe. Hy kom na Jesus toe. En die Here kan iets doen vir mense wat na hom toe kom. As jy nie na Christus toe kom nie, is dit baie moeilik. En om na hom toe te kom is die begin. En hy sê vir hom, Rabbi, meester. Hy begin hier iets erken van Jesus is meer as net 'n gewone iemand. Hy's miskien 'n profeet, hy's 'n leermeester, hy's 'n rabbi. Hy erken dat hy vermoëns het wat niemand anders het nie. En omdat daar nie 'n profeet vir die laaste 400 jaar was nie, dink hy miskien Jesus is weer een van die eerste profete wat kom. Hy wil meer weet. En jy weet, as 'n mens so belangstel, dan wys dit vir mens ietsie van die trekkende krag van God. Soos Jesus gesê het, niemand kom na hom toe as die Vader hom nie trek nie. So die Vader het Nikodemus getrek, nader en nader. En soos die verhaal aangaan, sien 'n mens hoe die Here hierdie hart van hierdie man ook begin bereik. Verlossing is in 'n oomblik. So dit gesien met Saggeus. Wat die Here vir hom sê, vandag jy kan vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Maar die moment as iemand sy vertroue in Christus plaas, vind daai verlossing plaas, maar die aanloop daartoe kan baie keer tyd neem. Jesus sê in vers 3 vir Nikodemus, ek verseker jou, hierdie belangrike vers, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ou vertaling vertaal dit nog voorwaar, voorwaar. En as die Grieks hierdie woorde gebruik, dan is dit 'n sterk bevestiging. Jesus wil seker maak, iemand hoor dit, hoor hierdie woorde, dat hy wil sê, hierdie is 'n onmisbare, essensiële iets wat jy moet weet. Dat die Here dit eintlik vir ons ook wil sê, voorwaar, ek verseker jou, hierdie is iets wat jy moet weet. Jesus
antwoord ook nie direk die vraag van Nikodemus nie, want hy ken die hart van die mens. Hy ken die hart van die mens. Dat hy weet eintlik wat in Nikodemus se hart geleef het, is hoe kan ek in die koninkryk van God inkom? Mense het nie daaroor gepraat nie. Hulle het nie sommer sulke vrae gevra nie, maar Jesus het geweet, dis ten diepste, ten spyte van al hierdie 600 wette wat hulle probeer onderhou, die vraag en die moeite wat hulle probeer doen, hoe kan ek in die koninkryk van God inkom? Dit was die stryd van hulle lewe. Dis waarom die meeste godsdienste ook vandag besig is oor die wêreld, of dit Hindoeïsme of Boeddhisme is, of Islam, of wat ook al. Om deel te wees van hierdie regverdige skaar. En dat Jesus hom antwoord. Nie dit wat hy met sy mond vra nie, maar dit wat in sy hart is. En Jesus sê vir hom, jy moet wedergebore word, weergebore word. Jy moet van bo af gebore word. Mens moet net dink hoe Nikodemus gedink. Al die jare, hy moes miskien al 'n ouerige man gewees het. Al die jare het hy die wet onderhou. Hy het offers gebring. Hy het die feeste, Joodse feeste onderhou almal, nougeset. Alles om in die koninkryk van God te kom. En dat Jesus eintlik vir hom sê, Nikodemus, jy kan alles skrap. Allerlei dinge kan jy skrap. Miskien het hy gedink, Jesus sou vir hom sê, jy is nou naby Nikodemus. Jy kan allerlei goed opnoem wat jy gedoen het, en jy het miskien nog 'n enkele paar stappe om te neem, dan is jy daar. Want jy's al ouerig. Maar Jesus sê vir hom, jy's nog nêrens Nikodemus. Jy's nog nêrens, jy's 'n fariseer, maar jy's 'n zero. Al die werke van die wet regverdig niemand nie. Want die skrifte sê, al breek jy een van hulle, oortree jy almal van hulle. Dit moes baie swaar vir hom gewees het. En nou sê Jesus vir hom, na al hierdie lang godsdienstige lewe, dit beteken niks. Hy moet soos 'n baba nuut gebore word. Amper soos Jesus ook op 'n ander plek sê, as jy nie bereid is om soos 'n kind te word, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Dat hierdie verhaal van Nikodemus ook vir mense eintlik ietsie wys van die vloek van godsdiens. Godsdiens op sigself, dat dit vir baie mense so sekuriteitskombers is wat hy om hom trek. 'n Godsdiens wat leweloos is, betekenisloos is. Jy skuil daar agter. En baie mense in die kerk het ook hierdie godsdiens, hierdie sekere dinge wat hy doen. Hy het nie miskien 600 reëls soos die fariseërs nie, maar 'n sekere klomp goed, maar dit ontbreek aan die lewe van God. Jesus vir hulle sê die wedergeboorte is nodig. En hy gee miskien 'n paar redes daarvoor en hy sê die vlees is van geen waarde nie vir ewige dinge nie. Ons word in sonde ontvang en gebore met ons eerste geboorte. Ons almal het afgedwaal. Ons het geen geestelike lewe. Ons is nie afhanklik van God van die begin af nie. In 1 Korintiërs 2 vers 14 sê die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie omdat dit geestelik beoordeel moet word. Weet jy, baie mense ook binne die kerk. Jy kan met hom oor die Here praat en die dinge van die Here, maar jy kan net sowel met 'n klip praat. Want die vlees kan die dinge van die gees nie verstaan nie, is wat Paulus in Korintiërs sê. Sonder die gees is dit onmoontlik om geestelike dinge te verstaan. Jy's uitgesluit van die koninkryk van God. Jy's in 'n verkeerde familie. Hy het hier op 'n ander plek vir die fariseërsgroep gesê, julle die vader as die duiwel as julle vader. Jy word gebore in die verkeerde familie, die vleeslike familie, die een van die duisternis. Jy moet herskep word. Dinge moet weer nuut gemaak word. Jy moet 'n nuwe skepping word en dis die werk waarmee die Here besig is om mense nuut te maak. Soos Petrus ook sê, julle is gebore uit onverganklike saad.
Nikodemus in vers 4 vra hom: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie vir 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie." Nikodemus praat nie hier van die fisiese geboorte om die tweede keer gebore te word op dieselfde manier nie. Jesus praat hier van 'n geestelike geboorte. Dat hier vir hom wil sê, en Nikodemus wil eintlik hier vir Jesus sê, ek hoor wat jy sê, maar ek is oud. Ek kan nie van voor af begin nie. Ek het dit my hele lewe gedoen waarmee ek nou besig is. Ek kan dit nie nou opgee nie. So eintlik wil hy hierdeur sê, maar ek dink nie hierdie geboorte is meer moontlik vir my nie. Hy kon nie sien hoe dit innerlik kan wees nie. En hy vra Jesus om nog te verduidelik in vers 5. En Jesus antwoord: "Ek verseker jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie." Hier 'n belangrike vers. Jesus weer sê: "Voorwaar, ek verseker jou." Kyk hierna, luister hierna. Twee dinge moet met jou gebeur. As jy nie deur water en gees gebore word, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat word bedoel met water hier? In die geskiedenis is daar mense met verskillende verklaringe hiervoor. Party sê dis die doop. Ander sê jy wys na die natuurlike geboorte in water. En daar is ander wat sê dit wys na die woord. Nou in 'n sekere sin kan dit wys na die doop, want Johannes die Doper het die doop van bekering gedoen. Hy het gesê julle moet gereinig word van julle sonde. Dit was bekering en die reiniging van hulle sonde. En hy het gesê die een wat na my kom, gaan met die Gees doop. Maar dit was net 'n simbool. Hier word nie die doop per se bedoel, want die doop kan nie jou red nie. As predikante wil dit al preek, ek het dit al gehoor van die kanselaar, as 'n kind gedoop word, hierdie kind is gered, dis vals. Dis 'n simbool van redding. Dis 'n simbool van die afwassing van sondes. Soos wat die nagmaal, die brood en die wyn 'n simbool is van die liggaam en van die bloed van Christus. Dit kan nie red nie. Dit getuig daarvan, dis 'n simbool van hierdie geestelike reiniging. Daarom is miskien soos Jesegiel 36 vers 24 sê die Here, ek sal skoon water op jou sprinkel. Ek sal my gees in jou binneste gee. Dat Paulus verder beskryf in Efesiërs 5 dat Jesus sy kerk reinig met water van sy woord. Dat die Heilige Gees die woord van God neem en hy reinig die siel van die mens. Toe Jesus met sy disippels praat in Johannes 15, sê hy vir hulle, julle is al reeds gereinig deur die woord wat ek tot julle gespreek het. As jy nie gebore word uit water en die Gees, dan kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Ons word wederbaar, gedoop, geseël met dieselfde Gees, die oomblik van verlossing. Die Gees alleen kan lewe bring. En hy doen dit deur die verkondiging van die woord. En daar waar die desperate soeker is na die lewende Here, sal die Here hom lewend maak. En die groot draaipunt wat in Nikodemus se denke moes gekom het, is dat redding nie iets uiterlik is nie, maar dat dit in die hart moet plaasvind. En net die Gees kan die binneste van 'n mens verander. Wat Jesus vir Nikodemus wou sê, dit is alles 'n innerlike werk van die Gees, redding. Jou wette, jou reëls is nutteloos. Wat uit die vlees gebore is vlees, jy kan jouself nie herskep nie. Die natuurlike mens kan niks tot sy geestelike lewe byvoeg nie, niks nie. Maar wat uit die Gees gebore is gees en hy kan herskep. Jeremia 13 vers 23 sê, kan ek 'n siet, iemand met 'n swart vel, dit verander, of kan 'n luiperd sy kolle verander? Hy sê nee,
Dis soos jy geskape is, dis soos die luiperd geskape is. Sou jy kon doen wat goed is, jy wat gewoond is aan kwaad, jy kan nie uiterlik hierdie omstandighede verander nie. Jou eerste geboorte maak jou lewend as mens, maar jy het 'n tweede geboorte nodig om geestelik lewend te word. Jou eerste geboorte bind jou emosioneel aan jou aardse Vader. Jou tweede geboorte bind jou met liefde met jou hemelse Vader. Jou eerste geboorte gee jou aptyt vir melk en kos. Jou tweede geboorte gee jou aptyt vir God. Die mens kan jou toets. Het jy net 'n aptyt vir melk en kos en brood en botter? Of het jy 'n aptyt vir God? Want as die Gees 'n innerlike lewe gebring het, dan het jy 'n aptyt vir God, jy het 'n liefde vir hom. Jou eerste geboorte het jy 'n natuurlike impulse om jou lewe te red. Die tweede geboorte het 'n natuurlike impuls om jou lewe ter wille van Christus te verloor. En dit was vir Nikodemus baie hard. Want hy was lank gewortel in hierdie godsdiens van hom. En daarom vers 7, dat Jesus sê, moenie verbaas wees nie. Dat jy weergebore moet word nie. Hy kon nie glo dat al die jare gemors is nie, en dat sy godsdiens nou vir hom nie kon red nie. En daarom, Nikodemus het ook nog 'n probleem gemaak. Wat is die verskil? Hoe lyk dinge anders? Hoe sien ek hierdie werking? Verduidelik vir my, as ek die wet onderhou, kan ek sien dit gebeur. Hoe lyk hierdie werk van die Gees? En Jesus antwoord hom, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Dat Jesus sê vir hom, daar is sommige dinge wat eg is, al sien jy dit nie. Byvoorbeeld wind. Alles hoef nie gesien te word van die geestelike lewe nie. Die wind is daar. Jy kan dit nie sien nie. Jy hoor dit, jy sien die bome se takke buig en die blare beweeg. Jy voel dit, maar jy sien dit nie. En hy sê, soos die werk van die Gees. Beteken nie, hy is nie daar nie, as jy hom nie sien nie. Jy kan nie wedergeboorte sien nie, maar jy sien die resultate. Die vrug is daar. As die Gees werk, is daar 'n verandering wat plaasvind. Ons sien in vers 9 en 10 dat Nikodemus het nog nie heeltemal verstaan nie. Hy's nog, Jesus sê, hoe is jy dan iemand, die leraar is en jy kan dit nie sien nie. Wys mens dat selfs leraars kan dit baie keer nie eens verstaan nie. Soos hy 'n leraar was van Israel, sê Jesus. En ongelukkig is daar baie mense soos Nikodemus van die verdowende effek van 'n wettiese godsdiens. Dat dit jou verhinder om tot geestelike insig te kom. Dat dit jou verhinder om God raak te sien. Maar gelukkig, dit het nie hier gebeur nie, maar dit lyk of later in Nikodemus se lewe die verandering wel plaasgevind het. Hy het nooit hierdie gesprek met Jesus vergeet nie. En ons sien later dat hy dapper voor die Sanhedrin staan in Johannes 7 vers 50 tot 51 en Jesus verdedig. Ons sien hom in Johannes 19 vers 38 dat hy Josef van Arimatea gehelp het om die liggaam van Jesus voor te berei vir die graf. So iewers het daardie aand het hy met Jesus die gesprek gehad en voor die kruisiging het Nikodemus deur die soewereine genade van God tot insig gekom en die nuwe geboorte ervaar. Dat hierdie verhaal van Nikodemus eintlik vir elkeen van ons is om vir ons te sê alle godsdienste in hierdie wêreld gaan jou nie baat nie as jy nie weergebore word nie. En dat 'n eintlike oproep is tot u en tot my. Wil jy nie 'n vertroue plaas in die Here Jesus? Dat hy deur sy Gees jou 'n nuwe mens kan maak. Hy alleen is die weg. Ek wil afsluit met 'n verhaal
van Charles Spurgeon. Miskien het een van die al van hom gehoor. Hy was hier in die 18de eeu gewees. Groot prediker. Baie bekend, massas werk geskryf en baie gepreek. Hy is gebore 1834 in 'n Christelike huis. Sy ouers en sy grootouers was gelowiges gewees en hy's van kleins af blootgestel aan die Bybel, aan gebed. En tog het hy ondanks dit alles met hierdie godsdienstelike agtergrond jare lank geworstel. Met 'n besef van sy eie sondigheid en sy eie verlorenheid en hy het nie vrede met God gehad. Hy skryf op 'n stadium in sy lewe dat hy dikwels in wanhoop en depressie verkeer het, ten spyte van sy kennis van die Bybel. Op 'n sekere Sondag, 1850, was hy op pad na 'n kerkdiens toe. Maar daar was 'n geweldige sneeustorm gewees. En dit het toe sy planne verander dat hy nie na sy gewone kerk toe kon gaan nie. Hy kon dit nie bereik as gevolg van die sneeu nie. En toe moes hy gaan skuilings soek in 'n klein metodiste kapel. En daar was slegs 'n handjievol mense teenwoordig, 12 of 15. Plaaslike predikant het ook nie opgedaag nie. Miskien as gevolg van die weer. En in plaas daarvan het daar 'n eenvoudige leuke prediker opgestaan. Moontlik was hy 'n skoenmaker of 'n kleremaker en hy het die preekstoel betree. Tot vandag toe weet hulle nie wie daai man was nie. Hy het nie veel onderrig gehad nie en het 'n kort, eenvoudige boodskap gelewer gebaseer op Jesaja 45 vers 22 waar daar staan: Kyk na my en word gered, al die eindes van die aarde, want ek is God en daar's geen ander nie. En na ongeveer 10 minute het hy die prediker vir Spurgeon direk aangespreek en gesê: Jongman, ek dink amper het hy op die galery gesit. Jy lyk baie elendig. Hy moes seker sleg gelyk het om dit op te merk. En hy sê vir hom: jy sal altyd elendig wees, ellende in die lewe en ellendig in die dood, as jy nie hierdie teks gehoorsaam nie. Maar as jy dit gehoorsaam op hierdie oomblik, sal jy gered word. En toe rig hy sy hande op en hy roep uit: Jongman, kyk na Jesus Christus. Kyk. Jy het niks anders te doen as om te kyk en te lewe nie. Amper soos Jesus later sou vertel van die koperslang wat Moses moes oprig in die woestyn, dat hulle ontslae kan raak van die dodelike gifbyte van die slang. En Spurgeon het later beskryf, toe hy sê, toe hy hierdie woorde hoor, is dit soos 'n weerligstraal wat hom getref het. Hy het gesê: ek het dadelik die weg van verlossing gesien. Die wolk was weg, die duisternis het weggerol. Op daardie oomblik het ek die son gesien. Hy het die kruis verstaan, dat Jesus vir sy sondes gesterf het en sy geloof in hom geplaas. Die las van sy sondes was weggerol en die vreugde en vrede het in sy hart gekom en so het hy huis toe gaan en sy familie en gesin het dadelik die verandering gesien. Hy het die Here ontmoet. Hierdie gebeurtenis het 'n ongelooflike effek gehad op die kerk. Want hy het sy bediening toe begin. 'n Paar maande daarna het hy begin preek en in die ouderdom van 19 jaar was hy predikant van die New Park Street in Londen, vandag die Metropolitan Tabernacle waar Dr. Peter Masters vandag nog preek. En sy lewe, sy getuienis ook, van hoe God gewone mense, met gewone middele, soos 'n sneeustorm, 'n eenvoudige prediker, gebruik vir buitengewone resultate, om 'n lewe te verander. Dat Jesus sê, as jy nie weergebore word nie, voorwaar ek sê vir jou, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Mag ons miskien ook vanmôre daai woorde hoor. Kyk na my. Kyk na Jesus. Hy
kan jou lewe van binne af verander. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dank U vanmôre dat U vir ons U woord gegee het en dat ons vanmôre dit kan hoor weer klink, die woorde uit U mond wat sê, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie. Dat U ook vanmôre vir ons uitnooi, ja, dat U ook vir almal wil sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal jou rus gee. Dat daar inderdaad by U, Here, rus en lewe is. Dat deur U Gees ons opgewek word tot 'n lewe waar ons oorgeplaas word uit die duisternis na die lig, uit die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van God. Wees ons genadig, Here. Werk dit in elke hoorder se hart en in ons lewens tot 'n getuie van U naam en tot U lof en die uitbreiding van U koninkryk. Om U naam se ontwil. Amen.